baadjies van Chetty Sekondêre Skool in die Nelson Mandela Bay Distrik. Welkom by die uitsaai ateljee van die Oos-Kaapse Departement van Onderwys. Vandag se les handel oor meting en vir hierdie spesifieke doel van die les sal ons kyk na buiteoppervlakte. Belangrik vir meting en veral oppervlakte moet ons omskakelings kan doen. Die metrieke eenhede moet ons ken, dit moet ons memoriseer, want dit word nie vir ons in die vraestel verskaf nie. So jy moet weet, graad 12, hoe gaan ons van kilometer na meter, van meter na sentimeter en van sentimeter na millimeter. Ook moet jy weet hoe om te gaan van millimeter na sentimeter, van sentimeter na meter en van meter na kilometer. By oppervlakte is dit veral belangrik om te weet, dat omdat ons met vierkante eenhede werk, moet ons ook kan omskakel vanaf vierkante millimeter na vierkante sentimeter, na vierkante meter en na vierkante kilometer. Dan algemene foute wat ons graag maak in die vraestel graad 12 wanneer dit kom by oppervlakte. As ons kyk daar na ons forme met ons formules, een van die foute wat ons maak is wanneer ons die formule verkeerd neerskryf. Nog 'n fout wat ons maak is wanneer jy by die formule hierdie half daar vergeet en dan ook die hoogte van die driehoek misstyk met die hoogte van die prisma. En dan het ons ook die ander fout wat ons maak, jy gebruik die deursnee in plaas van die radius wanneer jy met jou silinders werk. Dan wanneer ons kyk na die nette, dan 'n driedimensionele voorwerp kan oopgevou word en dit gee dan vir ons 'n tweedimensionele vorm wat ons 'n net noem. As ons byvoorbeeld kyk na die reghoekige prisma, dit is hoe hy lyk in die vorm van 'n boks, maar dan wanneer ons dit oopmaak, is dit dan hoe dit lyk, dit het dan 6 reghoekies. So daar kan ons duidelik sien, die buiteoppervlakte wat ons uitwerk, kan in 3 pare reghoeke wees, en hier het ek dit gekleur, so ons het 2 rooies, 2 geeles, en dan 2 liggroen of ligblaues. So die formule dan is 2 lengte maal breedtes, plus 2 lengte maal hoogtes, plus 2 breedte maal hoogtes. Dan het ons daar die voorbeeld van 'n reghoekige boks, waar die lengte 3 is, die breedte is 2 en die hoogte is 6, hulle is almal in sentimeter. Wanneer ons dit oopmaak, lyk ons dan nog weer die tweedimensionele net, so die 6 oppervlaktes wat ons daar het, is 6 reghoekige formule. So die formule in die vraestel word altyd vir ons gegee, graad 12, wat daar belangrik is dat die eenhede dieselfde moet wees, en jy moet vervang in die formule. So ons het 2 lengte maal breedtes, dis 2, 3 maal met 2's, dan het ons 2, 2 maal met 6, en ons het 2, 3 maal met 6. Dan moet ons die antwoordjie vereenvoudig, so die eerste hakkie gee vir ons 12 vierkante sentimeter, die tweede hakkie 24 vierkante sentimeter, die derde hakkie 36 vierkante sentimeter, dan tel ons al 3 die waardes by mekaar, en dit gee vir ons die 72 vierkante sentimeter, dit is die buiteoppervlakte van die reghoekige boks. Dan het ons die buiteoppervlakte van 'n kubus. Ons kyk na die kubus se sye is almal dieselfde. Wanneer ons die kubus oopmaak, is dit ook 'n ruit of 'n net met 6 vierkante. So die buiteoppervlakte se formule vir 'n kubus sal dan wees 6 vermenigvuldig met sy vermenigvuldig met sy, maar oppervlakte word nie formules word nie gememoriseer nie, want die formules word aan ons verskaf. So as ons die buiteoppervlakte van hierdie kubus bereken, sal dit dan wees 6 vermenigvuldig met 6 cm, vermenigvuldig met 6 cm, en hierdie antwoordjie is dan 216 vierkante sentimeter. Dan het ons voorbeeldjies daar, die eerste een sê bereken die buiteoppervlakte van die Kleenex tissue box met 'n lengte van 24 cm, 'n breedte van 13 cm en 'n hoogte van 9 cm. Daar is dit baie duidelik, ons kan sien, alle eenhede is dieselfde, so ons kan nou ons berekeningetjie doen. Dit is dan hoe die boksie lyk in driedimensionele vorm.
Die formule, graad 12 weer eens, word aan ons verskaf, so dit is 2 lengte maal met breedte, plus 2 lengte maal met hoogte, plus 2 breedte maal met hoogte. Dit is dan nou belangrik om te vervang in die plek waar ons moet. So ons het 2 lengtes 24, die breedte is 13, dan het ons weer 2 maal met lengte 24 en die hoogte is 9, en dan het ons weer 2 maal met 13 vermenigvuldig met 9. Dit is 'n eenvoudige vervang in die formule. Dan vereenvoudig ons die 3 hakkies, ons het 624, ons het 432 en ons het 234, en dit gee dan vir ons die buiteoppervlakte van die tissue box is 1290 vierkante sentimeter. Ons gaan voort. Die vraag daar sê, bereken die buiteoppervlakte van die Jojo watertank met middellyn 1420 cm en die hoogte is 1650 cm. Weereens daar is ons eenhede dieselfde. Dit is dan hoe die tankie daar vir ons lyk. Die formule word vir ons verskaf. Die formule is 2 maal met pi maal met radius kwadraat, plus 2 maal met pi maal met radius, en dan vermenigvuldig ons dit met die hoogte. Hier is dit belangrik om te vervang, maar jy moet net onthou, ons het 'n middellyn gekry van 1420, dan wil ek net vir jou wys, ons het dan nou hier 710, en dit is dan waar die middellyn vir ons 1420 was, wat ons gedeel het deur 2, en dit het vir ons gegee 710. So ons vervang in die formule 2 maal met pi maal met die radius kwadraat, en dan plus ons 2 maal met pi maal met radius, en ons vermenigvuldig net met die hoogte van 1650, en dit gee dan vir ons die vereenvoudigde twee kante. So ons het 3.167.764,4 aan die een kant, en aan die ander kant het ons 7.361.706, en as ons by mekaar tel, het ons daar die 10.529.470,40 vierkante sentimeter. Die antwoord is bietjie groot, want ons eenheid het ons daar wat baie klein is. Dan gaan ons verder met die oefeningkie. Die vraagie lees soos volg, het sê bereken die totale buiteoppervlakte van die kubiese wonderblokkie in vierkante sentimeter, afgerond tot 1 desimale plek. So dit is belangrik dat u onthou, dat dit moet tot 1 desimale plek aan die einde wees. Reg, dit is hoe die blokkie daar vir ons lyk. Ons blokkie se eenhede is in millimeter, maar daar vra die vraagie vir ons uitdruklik vir vierkante sentimeter. So dit is dan nou belangrik in die oplossing, voordat ons kan vervang, moet ons eers die sy omskakel. Reg, so die omskakeling van die sy, ons het heel aan die begin gesê, ons moet ons symmetrieke omskakeling ken, van millimeter na sentimeter deel ons deur 10, so die sy is dan 5,7 centimeter. Nou kan ons die totale buiteoppervlakte doen van die kubus, is 6 vermenigvuldig met sy vermenigvuldig met sy. Ons vervang dan in die formule, 6 vermenigvuldig met 5,7 vermenigvuldig met 5,7, en die antwoord daar is 194,94 vierkante sentimeter. Onthou, die vraag het gevra vir 1 desimale plek, so ons rond af, die antwoord is dan 194,9 vierkante sentimeter. Dan het ons hier 'n eksamen tipe vraag, dit is die tipe vraag wat ons in die eksamen kan verwag. So, wat doen ons alles in die eksamen? Daar het ons byvoorbeeld 'n vraagie wat sê die kas, en dan sê dit vir ons nie die voetstuk nie, gaan met 2 lae verf geverf word, nie agter nie, ook nie onder nie. Nou vra die vraagie vir ons bereken die koste van die verf wat benodig word, en dan wys hulle vir ons die hoogte van die kas met die voetstuk, is 140 cm. Dit gee ook vir ons dan aan die regterkant die spreiding, daar gee hulle vir ons die spreiding van die verf met sy koste. Die koste per liter is R218, en die spreiding van die verf is dan 7 vierkante meter per liter. Dan gee hulle vir ons ook die dimensies van die laaikas, daar kan ons sien, die voetstuk is 30 cm, die lengte van die kas is 150 cm, en dan natuurlik ons breedte is 60. So dit is al die inligting wat ons het. So kom ons kyk, wat moet ons dan nou eers doen? Jy moet op die vraestel gaan aandui wat jy moet doen, en dit is presies wat ek nou hier vir jou gedoen het.
Ek het die dimensies vir jou onderstreep, ek het vir jou die koste onderstreep, ek het die spreikoers van die verf onderstreep. 2 la natuurlik, moet jy weet, jou oppervlakte moet dan vermenigvuldig word met 2. So dis belangrike dingetjies om te onthou. En dan tweedens graad 12, moet jy besluit wat jy eers gaan doen, en dit is belangrik dat jy vir jou berekeninge opskrifte gee, dat die help ook sodat ons nie deur mekaar raak nie. Reg, so dit is dan wat jy gaan moet uitwerk vir hierdie vraagie. So jy moet die hoogte van die kas bereken wat geverf moet word. Dan moet jy seker maak jou eenhede is dieselfde as die spreiding van die verf. Die oppervlakte van die kas moet dan vermenigvuldig word met 2, omdat hulle uitdruklik sê die kas gaan geverf word met 2 lae. Dan gaan ons gaan bereken hoeveel liter verf ons nodig het, deur van die speidingskoers van die verf gebruik te maak. En dan wanneer ons die aantal liter het, dan kan ons die koste gaan bereken. So kom ons doen dit. So daar is die kas met al sy inligting weer eens. So ons gaan nou eers gaan bepaal wat is die hoogte van die kas, en onthou die hele hoogte van die kas, insluitend die voetstuk, is 140 cm. Maar die voetstuk is 30 cm. Reg, graad 12, so hierdie vraagie moet ons nou beantwoord. So die eerste enetjie daar is om die hoogte van die kas wat geverf moet word te bepaal. Wat beteken, ons moet die hoogte van die hele kas vat en ons minus dan die voetstuk, gee dan vir ons 110 cm. Dit is dan die dele wat geverf moet word. Dan moet ons seker maak ons eenhede is dieselfde, of ons moet kyk na die eenhede wat vir ons gevra word, en indien al ons eenhede reg is, kan ons dan vervang in die formule, so die totale oppervlakte is aan die 2 sye, plus die bokant en voor. So ons het 2 vermenigvuldig met 110, vermenigvuldig met 60, plus 150 vermenigvuldig met 110, dis voor, en dan het ons 150 vermenigvuldig met 60, dit is dan bo, gee vir ons 'n antwoord van 38.700 vierkante centimeter, en omdat ons 2 lae moet verf, moet ons dit ook vermenigvuldig met 2, en dit gee vir ons 77.400 vierkante centimeter. Dan moet ons nou weer lei na vierkante meter, so dan het ons vierkante centimeter wat omgeskakel moet word na vierkante meter, is dan 10.000 vierkante centimeter, so ons vat ons 77.400, gedeeld deur 10.000 gee vir ons 7,74 vierkante meter, dit is die oppervlakte wat geverf moet word. Nou moet ons die aantal liter gaan bepaal, so ons gaan die spreiding gebruik, so ons vat ons spreiding, deel deur 7, gee dan vir ons 1,86 liter, wat beteken ons het dan 2 blikke verf nodig, en die koste gaan dan wees ons 2 blikke, so dit is R218 per blik, het ons aan die informasie gesien, vermenigvuldig met 2 gee vir ons R436. Dan kyk ons na die oppervlakte van 'n silinder, dit bestaan uit 'n bokant, 'n lyfstuk en 'n onderkant. So dit is hoe die silinder lyk, en as ons die silinder oopmaak, kan ons sien hy bestaan uit 'n reghoekie en 2 sirkels. En daar sê hulle vir ons het nie 'n lengte en 'n breedte van die reghoekie, maar die omtrek van die sirkel gee vir ons die lengte, en die hoogte van die silinder gee vir ons die breedte. So die silinder van die net bestaan uit 'n reghoek en 2 sirkels. En die formule dan is 2 pi maal radius kwadraat plus 2 pi maal radius vermenigvuldig dan met die hoogte. Daar het ons 'n silindertjie met 'n deursnee van 20 en 'n hoogte van 20 en beide is in centimeter. Dan is daar 2 formules om die oppervlakte van die lyfstuk te bepaal, en dit word ook natuurlik vir ons gegee, is of 2 maal pi maal radius maal hoogte, of dit kan wees pi maal met deursnee maal hoogte, en dan die d natuurlik is die deursnee. So omdat ons 'n deursnee en 'n hoogte het, kan ons die formule gebruik wat sê pi maal met deursnee maal met hoogte, so pi maal 20 maal 20, gee dan vir ons 1256,8 vierkante centimeter. Dan het ons 'n eksamen tipe vraag wat ons kan verwag. So daar het ons 'n vraag wat sê die deursnee van die bottel se basis 58 mm en die hoogte van die boksie, so 153 mm die lengte van die kantsy van die boksie, moet 105% van die deursnee van die bottel wees. Die hoogte van die boksie is ongeveer 102% van die hoogte van die bottel, en dan gee hulle natuurlik vir ons die formules wat ons kan gebruik. So daar het ons die oppervlakte van 'n sirkel, die oppervlakte van 'n vierkant,
en dan die oppervlakte van 'n reghoek en dan gee hulle ook vir ons 2 omskakelingsfaktore om te kan gebruik. So kom ons gaan voort. Goed, die eerste belangrike ding vir volume is ons metrieke omskakeling. So ons moet weet hoe om te gaan van kilometer na meter, van meter na sentimeter en van sentimeter na millimeter. Ons moet ook kan terugskakel van millimeter na sentimeter, sentimeter na meter en dan meter na kilometer. Maar vir hierdie spesifieke doel werk ons met volume, so dit is belangrik om te weet, ons eenhede bly dieselfde, maar nou werk met ons met 'n kubieke faktor, so dit raak kubieke millimeter na kubieke sentimeter, en dan kubieke sentimeter na kubieke meter, en kubieke meter na kubieke kilometer. So die faktor word dan nou verhef tot die mag 3. En daar kan ons duidelik sien, by afstand eenhede, het dit natuurlik net 1110 wat ons gebruik, maar nou het ons hier kubieke eenhede, omdat ons werk met volume. Reg, so daar het ons nou ons soliede voorwerpe van volume. Wanneer ons met volume werk van 'n soliede voorwerp, gebruik ons natuurlik kubieke millimeter, kubieke sentimeter of kubieke meter. En as ons kyk na 'n voorbeeldjie daar, die volume sement word natuurlik uitgedruk in kubieke meter. Die rede daarvoor, ons kan sien dit is redelik groot, maar wanneer jy kyk na die volume van 'n baksteen, sal dit natuurlik in kubieke sentimeter wees, want 'n baksteen is natuurlik kleiner. En dan as ons kyk na die volume van 'n leeuhouer, dat natuurlik die volume van 'n leeuhouer is of sy inhoudsmaat of sy kapasiteit, en dit word uitgedruk in milliliter, in liter of in kiloliter, want kapasiteit natuurlik is vloeistowwe. En daar kan ons byvoorbeeld kyk na 'n glas, 'n reghoekige prisme wat ons natuurlik 'n bakkie noem, en dan het ons 'n watertank, en dan die silinder van 'n glas, natuurlik omdat dit 'n baie klein voorwerp is, gebruik ons milliliter, maar vir die reghoekige prisme, omdat dit bietjie groter is, kan ons natuurlik 'n liter gebruik, maar vir die silinder, vir die grootte van die silinder, gebruik ons natuurlik kiloliter. So nou gaan ons nou kyk na die voorwerp van 'n reghoekige prisme. So hulle sê bereken die volume van die houtblok met lengte 30 cm, daar het ons die breedte 15 cm en die hoogte is 8 cm. Let wel, die hout is natuurlik 'n vaste stof. Dit is daar hoe dit vir ons lyk. So die volume van 'n vaste stof is dan lengte maal met breedte maal met hoogte, wat jy nie hoef te memoriseer in graad 12, want die formules word in die vraestel vir jou verskaf. Jy moet net vervang, lengte is 30 cm, die breedte is 15 cm en die hoogte is dan 8 cm. En ons antwoord daar is 3600 en ons eenheid, omdat ons met meting werk, die eenheid is kubieke centimeter. Dan gaan ons verder. Het sê daar bereken die volume van die Tupperware plastiekhouer met lengte 20 cm, ons breedte is 14 en die hoogte is 25. Nou sê die vraagie daar vir ons, gee jou antwoord in liter. Dit is belangrik om te onthou, en dan gee hulle vir ons 'n omskakelingsfaktortjie daar wat vir ons sê 1 kubieke centimeter is gelyk aan 1 milliliter. So kom ons beantwoord hierdie enetjie. Dit is dan hoe die bakkie daar vir ons lyk. Die volume is steeds lengte maar met breedte maar met hoogte, en ek het in 'n vorige keer gesê dit is 'n vaste stof, maar die vraag het vir ons gesê gee jou antwoord in liter. So hou dit net in gedagte vir later. Dan vervang ons in die formule. Ons lengte is 20 cm, ons breedte 14 en ons hoogte 25. Ons antwoordjie is dan 7000 kubieke centimeter, maar onthou, hierdie is 'n vaste stof. Het ek die vraagie beantwoord? Nog nie. So ons moet ons antwoordjie gee in liter. En dan die omskakelingsfaktor sê 1 kubieke centimeter is 'n milliliter, wat beteken ons het 7000 milliliter. So ons 7000 milliliter skakel ons dan om na liter. So ons deel hom dan daar deur 1000, hierdie is 'n metrieke eenheid wat jy moet memoriseer. So die antwoordjie is dan 7 liter. Dan kyk ons weer daarna nog 'n voorbeeldjie. Die voorbeeld sê bereken die volume van die sementpilaar met hoogte is 5 meter, maar let vir my op daar, die deursnee wat ons ook die middellyn noem, is nou 60 cm. So onthou, ons eenhede is nou nie dieselfde nie. Dit is hoe die sementpilaar daar vir ons lyk.
En dan, jy mag nie tegelijk met centimeter en meter bereken nie, dat het ek al reeds nou vir jou verduidelik. En dan ons deursnee kan ons ook nie gebruik nie, so ons moet ons 'n radius gaan bepaal, wat beteken ons vat die deursnee, en ons deel hom deur 2. So daar vat ons 60 cm en ons deel hom deur 2, gee vir ons 30 cm, maar ons eenhede is steeds nie dieselfde nie, wat beteken ons moet dan ons 30 cm omskakel na meter, so dat hierdie een is weer eens 'n metrieke omskakeling, ons deel deur 100, en die antwoord is dan 0,3 meter. Nou kan ons gaan bepaal die volume van die sementpilaar. So die volume se formule word vir ons gegee. Dit is pi maal met radius kwadraat maal met hoogte. Dit is dan hoe dit uitgeskryf kan word. Dit is veral vir julle wat nie hou van die kwadraatteken nie. Radius maal radius vervang dan die radius kwadraat. So ons vervang in die formule. Pi is 3,142. Ons vermenigvuldig met 0,3 en ons vermenigvuldig weer met 0,3. Van hierdie maak ons nou natuurlik ons kwadraat. En ons vermenigvuldig met die hoogte wat 5 is. So ons antwoordjie is dan 1,4139 kubieke meter. Nou kyk ons daar na 'n oefening, se vraag 1. Die reghoekige verspringput by die skool is 2,75 meter breed en 9 meter lank en die sandput is gevul met sand. Dit is hoe hy daar lyk. Ons moet asseblief net hier oplet dat hierdie breedte van ons is in millimeter, terwyl die twee ander eenhede in meter is. Reg, so die eerste vraagie lees soos volg. Dit sê bereken die volume sand in kubieke meter, so daar gee hulle vir ons hoe die eenheid van die antwoord moet wees, wat benodig word om die verspringput tot 'n diepte van 70 mm te vul. Gee jou antwoord afgerond tot 3 desimale plekke, dit moet ons ook dan onthou vir ons berekening. Die formule wat ons kan gebruik, omdat dit volume van 'n reghoekige prisma is dit lengte maal breedte maal met hoogte. Nou vervang ons daar, ons het ons lengte is 9, ons breedte is 2,75 en daar kan ons nou sien, ons hoogte was 70 mm, ons het dit daar omgeskakel na meter. So dit is dan nou 0,07 meter. So ons antwoordjie is 1,7325 kubieke meter, maar onthou daar het hulle vir ons gesê 3 desimale plekke, so ons moet nog afrond. Die antwoord is dan 1,733 kubieke meter. Dan vra 'n tweede vraagie daar vir ons. Sou jy sê dat die sand wat gebruik word voldoende is om te verseker dat die leerders nie beseer sal word nie? En dan moet jy natuurlik verduidelik. So hierdie is opinietipe vraag. Daar kan ons sien, dit is hoe hoog die sand natuurlik is. So kom ons kyk, jou opinie daar kan definitief sê nee. Want 70 mm is nie die derde van 'n lineaal. As ons 70 mm omskakel na centimeter, sal dit 7 wees en 7 is redelik klein. Wat beteken die leerders sal op 'n harde oppervlak land wat besering sal veroorsaak. Dan het ons nou 'n eksamentipe vraag. So wat kan ons in die eksamen verwag? So daar is die eerste vraagie. Dit lees soos volg: 'n skoolboue swembad met die volgende afmetings. Die lengte is 15 meter, die diepte is 1,3 meter tot by die volmerk en die breedte van die swembad is 5 meter. En dit is dan daar hoe die swembad vir ons lyk. En dan gee hulle vir ons 'n omskakelingsfaktor. 'n kubieke meter is 1000 liter en 1000 liter is dan gelykstaande aan 1 kiloliter. Die eerste vraagie graad 12 sê bereken die volume van die swembad tot op die vlak waar dit gevul is, wat beteken is tot die 1,3. So die volume is dan lengte maal met breedte maal met diepte. Dit is vir 'n eenvoudige vervanging, want die lengte was gegee as 15, die breedte as 5 en die diepte tot by die volmerk is 1,3. So ons antwoord daar is 97,5 kubieke meter. Ons gaan voort. Daar het ons 'n tweede vraagie, die vraagie lees: skakel die volume van die swembad om na liter en dan na kiloliter. So ons moet eers gaan omskakel na liter en daarna kan ons omskakel na kiloliter. So kom ons kyk na die liter. Onthou dat 'n kubieke meter gelyk is aan 1000 liter. So ons vat ons oppervlakte wat ons bereken het in die vorige vraagie. Dit is ons 97,5 kubieke meter. Ons vermenigvuldig dit met 1000. So nou is ons antwoordjie in
liter. En dan gaan ons ons liter antwoordjie dan net neem en ons skakel dit om na kiloliter. Ons kon of hierdie antwoordjie dan net weer eens gedeel het deur 1000 of omdat 1 kubieke meter gelykstaande is aan 'n kiloliter, is ons 'n kubieke meter ook gelyk aan kiloliters. Dan die derde vraagie vir dieselfde swembad vra: wanneer die skool die swembad vul, gebruik hulle 'n pomp wat water teen 2 liter per sekonde pomp. Nou vra die vraagie: hoe lank sal dit neem om die swembad vol te maak? En dan sê dit vir ons uitdruklik, gee die antwoord in ure en minute. So wat moet ons nou daar doen? As dieselfde swembad. Ons moet gaan bepaal die tyd wat dit gaan neem om die swembad te vul. Wat beteken ons vat ons 'n aantal liter en ons deel hom deur 2 en dit gee vir ons 48.750 sekondes. Ons het nog nie die vraag beantwoord die graad 12, want daar het hulle vir ons gevra vir ure en minute. So ons moet nou ons sekondes neem, deel deur 60 en dit gee dan vir ons 812,5 minute, maar ons is nog nie by die antwoord waar ons moet wees nie, so ons gaan nog voort met die berekening en dan gaan ons die 812,5 weer deel deur 60. Nou het ons 13,5416667 uur en asseblief graad 12, dit is belangrik om hier te onthou, dit is die 13 ure en 54 minute nie. Ons moet nog die desimaal gebruik en vermenigvuldig met 60 en hierdie gedeelte is dan die omskakeling na minute. Wat beteken ons tyd wat ons dan gaan gebruik om die swembad vol te maak is dan 13 ure en 32,5 minute. Indien jy sou gesê 33 minute, is dit redelik fyn, want jy het maar net afgerond, maar dat is geen probleem daarin nie. Dan vraag 4 vra nou vir ons: water kos R8,64 per kiloliter. Dan vra die vraagie, hoeveel sal dit kos vir die skool om die swembad vol te maak? En dan natuurlik in die heel eerste vraag het ons die volume van die swembad se water gaan bereken. Dit was 97,5 kubieke meter. En ons weet natuurlik dat 'n kubieke meter ook gelykstaande is aan 'n kiloliter. So die oppervlakte wat ons daar het, is natuurlik presies dieselfde oppervlakte vir die kiloliter. En dan vat ons hierdie kiloliter en ons vermenigvuldig met die gegewe prys daar. En dan is ons antwoordjie R842,40. Dan vraag 5 vra vir ons: as die kinders in die swembad baljaar en die watervlak tot 1,24 meter daal, met hoeveel liter water moet hulle dan nou die swembad weer hervul? Ons moet nou net in die eerste vraagie of in die inligting het hulle vir ons gesê, die swembad se water tot waar hy vol is 1,3 meter diep. Nou dit het gedaal tot by 1,24, wat beteken, ons moet nou gaan bepaal eers die hoogte van die water wat ons nou weer moet ingooi. So ons vat ons diepte van die swembad tot en ons minus dan die watervlak wat dit nou is. So ons moet die water se hoogte tot 0,06 meter vul. So nou kan ons ons vraagie gaan beantwoord. Ons bepaal dan nou die volume van die water in kubieke meter. Volume is lengte maal met breedte maal hoogte. Omdat dit dieselfde swembad is graad 12, is die lengte en die breedte steeds dieselfde, maar die 0,06 is natuurlik die water wat die kinders in die swembad dan vermors het. So die antwoord daar is 4,5 kubieke meter. Ons moet ook onthou, die antwoord is in kubieke meter, maar die vraagie het vir ons gevra in liter. So ons het nog nie die vraag beantwoord nie, so ons moet nog ons kubieke meter omskakel na liter. So dan gaan ons dit nou omskakel. So ons vat ons 4,5 en ons vermenigvuldig met 1000 en daar het ons die vraagie beantwoord. Die antwoordjie is 4500 liter. En dit, dan moet ons natuurlik onthou graad 12, jy is onder baie druk wanneer jy skryf. So jy kan op jou vraestel aantekeninge maak, soos wat jy dit deurlees. Dit sal natuurlik help om vir jou te sê wat dit is wat jy moet doen en watter inligting jy moet onthou. Dan moet jy alles wat jy doen benoem en jy moet sistematies kan werk en dit is baie belangrik dat jy netjies werk.
dan moet jy altyd na terug gaan na jou vraag toe om seker te maak dat jy jou vraagie beantwoord het. En hierdie een is baie belangrik, jy moet onthou dat jou eenhede altyd dieselfde moet wees. En dit bring ons aan die einde. Ons het dan gekom aan die einde van hierdie les graad 12. Jy mag jou vrae en kommentaar in die kommentaarseksie los. Moenie vergeet om jou naam en die naam van jou skool daar te los nie. En indien jy van hierdie les gehou het, kan jy 'n intekenaar word op ons YouTube kanaal. Dan kan jy ook hierdie les vir ons aanbeveel en jy mag dit ook met jou vriende deel. Baie dankie, tot ons mekaar weer.